Gemeente, ek groet u een en elkeen in die kosbare naam van Jesus Christus. Vir een en elkeen van u wat hier is, baie dankie dat u hier is vanoggend. Dit is altyd lekker om in die bed te bly as die weer so 'n bietjie donkerder is daar buite, maar dit is soveel lekkerder hier in die huis van die Here en dit is regtig vir my 'n groot voorreg, 'n groot eer om hier te kan wees en die woord van die Here ook met u te kan deel vandag. Kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ja, Here, ons kan die goedheid werklik nie pyl nie. Ons kan nie begin om te dink hoe goed en hoe groot u is nie. Ons kan nie verstaan, Here, die wyte van die liefde nie. Ons kan die diepte van u genade nie begin bedink nie. U is meer as wat ons ooit kan verdien. U is meer as wat ons ooit kan inneem of verstaan. Here, u is 'n vuur en 'n vors. En tog, Here, sag genoeg om in ons midde te wees vanoggend. Tog, Here, sag genoeg om ons stil te kom maak. Om die wêreld en sy bekommernisse daar buite vir 'n oomblik af te sluit. Here, om die magte van die bose af te breek. Om ons net hier, net by u vir 'n oomblik stil te roep. Om gevoed te kan word uit u woord, deur u Gees. Here, u is alles vir ons. Ons begin en ons einde. U is alles vir ons. Die een wat ons roep, wat in ons lewe skenk, wat ons voed, en wat daar is vir ons deur elke oomblik van elke dag. Here, u is altyd genoeg. U is die goeie herder. U is alles vir ons. Ons loof u naam, Here. Amen. Ek wil vir die van u wat die woord van die Here saamgebring het, nooi om dit saam met my oop te maak by Psalm 23. Ons is steeds besig met ons verootmoedigingsreeks uit hierdie hoofstuk uit hierdie gedeelte, hierdie bekende Psalm uit, Psalm 23. Ek hou dit graag vir u voor, daar staan. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie, want u is met my. U stok en u staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, my beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ons lees net tot daar uit die kosbare woord van die Here. Nou, dit was my skuld dat ek, my ma en my broer eendag in wildvreemde mense se sitkamer gesit het sonder dat ons genooi is. Jy sien, ek het op daardie stadium al so 3 jaar in Oos-London gebly en my ma het besluit om vir die Desember vakansie bietjie vir my toe kom kuier, aangesien ek ook naby aan die see bly. Nou, op daardie stadium het ek in 'n baie klein woonstel gebly, en as iemand by my kom kuier het, dan moes ons kies, want een persoon moes op die toilet sit en die ander persoon moes op die bed sit, en dis al sitplek wat daar was in daardie woonstel. So ons besluit toe dat my ma en my broer nie saam met my in daardie woonstelletjie kan bly nie, en ons bespreek toe vir ons 'n klein plekkie om in te gaan bly by Arendsnes in Sinsa, so 50 km buite die stad Oos-London. Ag, en toe ons daar aankom, toe sien ons dat dit 'n besondere mooi plek is. As jy ooit die geleentheid kry, sal ek jy regtig motiveer om so intoe te gaan.
ongerepte spierwit sand, soos wat die strande daar lê. Dit lyk asof jy die eerste mens is wat jou voete daar op daardie strand neersit. Daar's nie 'n mens of 'n siel nie. Die lug is helderblou, die water is blou, die sand is pragtig, dis ongelooflik heerlik. En so kamp ons toe baie lekker daardie Desember vakansie daar, en een middag sit ons in gesels, en ek sê vir my ma so oor 'n koppie koffie, dat ek eers gehoor het dat hier 'n restaurant is, wat op die kruin van 'n koppie gebou is. En die optrane na hierdie restaurant is so styl, dat 'n mens met 'n kabelkarretjie moet opry soontoe. En dit klink toe nou vir ons baie opwindend, en hulle vra my of ek weet waar die plek is, en ek weet nooit as 'n reël waar enige plek regtig is nie. As jy my 2 keer in die rondte draai, weet ek nie in watter kontinent ek is nie. Maar op daai stadium is ek die enigste persoon wat in Oos-London bly, en ek sê toe, ja, ek weet, ek dink dis miskien ergens in daai rigting. En ons begin toe te stap. En so stap ons, en ek kyk verwilderd rond terwyl ons stap, want ergens moet ek nou 'n kabelkarretjie raak sien. Die plekkie is nie so groot nie, en ek reken toe, ek gaan ergens net die lig dophou, ergens behoort die elektriese draad in 'n kabelkarretjie draad te verander, en ons gaan regkom. En weliswaar. Daar loop ons so op 'n afgeleë plek van die vakansieoord waar ons was, en so agter 'n garage sien ons hier sit 'n kabelkarretjie, maar dit was nou nie die kabelkarretjie wat ek verwag het nie. Dis 'n ou vervalle houtkabelkarretjie. Die hout lyk asof hy al water en termiet geken het, en dit lyk as jy so in hom gaan trap, as jy so deur hom gaan trap. Maar ons klim toe nou maar versigtig binne in hierdie kabelkarretjie, want ons het gehoor van die restaurant, en na die vlakte is daar so 'n heuweltjie, en daar sit 'n gebou, so dit lyk tog asof ons soontoe moet gaan, en daar's net een groot knop hier langs die muur. Nou jy druk hom, en dan begin hierdie kabelkarretjie te beweeg. Maar jy kan nie die kabelkarretjie stop of rigting verander halfpad deur nie. Eers aan die ander kant is daar weer 'n groot knop. En ons klim toe nou versigtig in, en ons druk die knop, en daar begin daai kabelkarretjie teen 2 km/h weg te gaan oor hierdie vallei. En my ma is hoogtevrees, so sy is baie benoud, en dis vir ons skreeu snaaks, maar die gelag hou toe nou baie vinnig op, want toe ons nader begin kom, sien ons hierdie gebou waartoe ons gaan lyk nie soos 'n restaurant nie. Dit lyk soos iemand se sitkamer. En dit lyk asof hierdie kabelkarretjie so deur 'n glas deur gaan, en as jy binne in hierdie mense se huis gaan, moet uitklim. En ons sien 'n bank daarso, en ons sien 'n TV, en ons sien foto's teen die mure, en my ma sê, daai lyk soos familiefoto's. Nou ons sou toe nou oor 'n paar minute uitvind dat dit die eienaar van die vakansieoord en die restaurant se persoonlike woning is waarheen ons uitgery het. En die ergste van alles is, jy kan nie daai kabelkarretjie stop nie, jy ry nou maar. En ons het daar aangekom, en die mense het ingekom, en hulle het vir ons baie mooi verduidelik, hierdie is 'n privaat kabelkarretjie, dis nie vir gebruik van die publiek nie, en ons moes toe nou maar die knoppie in skaamte weer druk aan die ander kant, en teen 2 m/h moes ons toe nou maar weer wegbeweeg, terug na die plek toe waar ons moes uitklim. Nou daardie dag het my familie my baie mooi laat verstaan, dat dit vertroue kos om agter iemand aan te stap, om iemand te volg, en dat hulle vir die res van hulle lewens nooit weer vertroue in my sal plaas, om hulle enige plek heen te lei nie. En ek moet erken, ek het dit nou nogal verstaan. Ons het later toe wel die kabelkarretjie gekry, net vir interessantheid. Nou in Psalm 23, vers 2, sien ek weer hierdie beginsel. Nie die beginsel dat jy agter iemand moet aanloop wat nie weet waar hy gaan nie, maar wel die beginsel dat dit vertroue kos om iemand te kan volg. En wanneer 'n mens iemand vertrou, dan volg jy amper natuurlik daardie persoon. In 'n groot gevaar, as iemand lyk asof hulle weet wat aangaan en hulle met baie selfvertroue skree, volg my, dan hardloop 'n mens maklik agter daardie persoon aan as jy jou vertroue in hulle geplaas het. Nou Dawid het in vers 1 van hierdie Psalm, die versie wat ons 2 weke terug behandel het hy gesê, die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Met ander woorde,
alles wat ek nodig het in my lewe, voorsien die Here. Die Here is die een wat ek aanneem, die Here is die een wat ek aanvaar as my herder. En nou kom hy amper op 'n natuurlike manier by hierdie tweede vers. Want hoe lyk die lewe van iemand wat sy vertroue in 'n herder geplaas het? Hy volg hom. Jy sien, in Dawid se tyd was herders baie anders as wat hulle is vandag. Jy sien, vandag sien jy 'n herder hier langs die pad op die snelweg en dan sit hy op sy foon en stuur WhatsApps en die skape en die beeste is ergens daar in die veld besig of hulle loop so half oor die pad, maar hulle is daar. Maar in daardie dae was die beroep van 'n herder 'n baie ernstige beroep. Jy sien, van hierdie herders het hulle werk om hierdie skape op te pas so ernstig opgevat dat hulle families en hulle kinders en hulle vrouens agtergelaat het en hulle het saam met hierdie skape geloop waar hulle moes loop en in die aande het hulle selfs wakker gebly en hierdie skape opgepas om seker te maak hulle is veilig. Dis hoekom wanneer hulle die geboorte van die Here Jesus aankondig in Lukas 2 vers 8, dan kry 'n mens die herders in die oop velde wakker terwyl hulle besig is om die skape op te pas. Lukas 2 vers 8 sê, en daar was herders in dieselfde landstreek wat in die oop velde gebly en in die nag oor hulle skape wag gehou het. Hierdie mense het hulle lewens vir die skape gegee en omdat hulle daar was vir die skape, omdat hulle die gevare afgeveg het wat teen die skape opgestaan het, omdat hulle lewens uitgegiet het vir hierdie skape die herder vertrou. En daardie vertroue het gemaak dat daai skape agter daai herder aangestap het waar ook al hy gegaan het. En nou wil ek ook sê agter die herder aangestap het. Met ander woorde, die herder het nie agter sy skape aangestaan en dan het hy hulle met 'n stok gejaag of feeslik geskree op hulle nie. Die herder het voor hulle uitgeroep. Hy het voor hulle uitgeroep en dan het hy 'n geluid gemaak of hy het hulle geroep en die skape wat aan die stem van die herder hoor, het eenvoudig uit hulle eie keuse en begeerte uit agter die herder aangestap. Is dit nie 'n mooi beeld nie? Dis wat die Here Jesus gebruik in Johannes 10 vers 4. Hy skryf, en wanneer hy sy skape uitgebring het, loop hy voor hulle uit en die skape volg hom. Hoekom? Omdat hulle sy stem ken. So Dawid in hierdie eerste gedeelte praat van sy verhouding met die Here. Sy verhouding met die Here is die van 'n skaap en die van 'n herder. Daardie absolute afhanklikheid van die herder om hom te versorg en daardeur plaas hy sy vertroue, sy lewe, sy siel binne in die hande van die Here en die tweede stap daarvan, hy volg die stem van die herder. Ek sien, dames en here, jy kan nie vir my sê dat jy die Here ken en liefhet as jy hom nie volg nie. As dit wat jy sê oor jou godsdiens, as dit wat jy sê oor jou lewe, as dit wat jy sê oor die Here en oor hoe jy oor die Here voel, die stroop met die manier wat jy leef nie, dan volg jy nie die Here nie, dan het jy nog nie jou vertroue in die herder geplaas nie. Is dit nie logies nie? Want as jy een van sy skape was, sê hy in Johannes 10 vers 4, dan het jy sy stem geken en dan het jy agter hom aangeloop. Wat skryf die ander apostels? Johannes, in 1 Johannes sê, hy wat sê dat hy met die lig gemeenskap het, maar in die duisternis wandel, is 'n leienaar en hy doen nie die waarheid nie. Wat sien ons in ander gedeeltes? Jakobus wat skryf, jy sê jy het geloof, maar nie werke nie. Ek wys jou my geloof deur my werke. Met ander woorde, kyk na my lewe om die waarheid van my geloof te kan sien. Weet jy wat kry ons in vandag se tyd? Ons kry baie mense wat sê dat hulle kinders van die Here is. Is dit nie so nie?
Veral onder die Afrikaner nasie is daar elke Jan Rapp en sy maat sê dat hulle 'n toegewyde kind van die Here is. Hulle sê dat hulle 'n Christen is en hulle is bereid om te veg en te skree vir daardie reg om te sê dat hulle Christene is. En hulle raak dalk selfs ontsteld as daar dinge teen Christendom gesê word op sosiale media en hulle stuur dalk selfs 'n boodskapie aan so nou en dan, maar wanneer mens na hulle lewe kyk, wanneer 'n mens kyk na die dinge wat hulle sê, die plekke waartoe hulle gaan, die besluite wat hulle neem, dan sien 'n mens hulle stap nie agter die herder aan nie. Die volg is die bewys van die stap. Dit is baie belangrik om sommer hier aan die begin van hierdie boodskap te verstaan. Jy kan nie 'n skaap van die herder wees as jy nie bereid is om die herder te volg nie. As jy nie bereid is om te luister na dit wat die Here vir jou sê in jou lewe nie. As jy nie bereid is om te verander en om te erken as jy oortree het en van die paadjie wat hy met jou wil stap afgewyk het nie. Ons almal wyk af. Ons almal raak partykeer verdwaal. Ons is in daardie opsig werklik soos 'n skaap. Ons het geestelik 'n kort vermoë om ons aandag te hou. En so nou en dan raak ons 'n bietjie van die pad af. Jy's nie 'n skaap as jy so 'n bietjie van die pad afhaak nie, maar as jy glad nie agter die Here aanstap in jou lewe nie, dan is hy nie jou herder nie. Want sy skape ken sy stem en hulle volg hom. Baie belangrik om te verstaan. Maar dis nie waaroor vanoggend se boodskap gaan nie, ironies genoeg. Vanoggend se boodskap gaan oor waarheen lei hy dan die skape. En ek wil by 2 plekke gaan stil staan waar hy hierdie skape heen gaan lei. Anton, ek gaan net een van daai verse gaan ek oorslaan en ek gaan dadelik kyk na die eerste gedagte. Die herderspad lei ons na groen weivelde. En ek lees vir julle daar Esegiel 34 vers 14 wat sê: op 'n goeie weiveld sal ek hulle laat wei. En op hoë berge van Israel sal hulle weiplek wees. Daar sal hulle lê op 'n goeie plek en wei in 'n geel weiveld op die berge van Israel. Jy sien, ons het partykeer 'n verkeerde prentjie as ons Psalm 23 lees in ons gedagtes. En is omdat die Here ons geseën het om in die wonderlike, pragtige Suid-Afrika te bly. Kyk, Suid-Afrika het politieke probleme en sy mense is 'n probleem, maar sy natuur is van die mooiste in die wêreld, dink ek. Ons is regtig baie geseënd en as ons dink aan groen weivelde, dan sien ons in ons gedagtes hierdie valleie en vlaktes vol van lowergras wat daar lê. As jy nou op pad Parys toe ry, dan kyk 'n mens so uit en dan sien 'n mens hierdie berge en koppies wat toegemaak is onder die gras. Maar Dawid, tot sy groot spyt, dink ek, het nie in die Vrystaat groot geword nie. Dawid het nie in die Vrystaat sy skape opgepas nie. Sien, hy het in die gebied gebly van Bethlehem. Nou daardie gebied is 'n verskriklike onaangename gebied. Kyk, as ek nou bietjie gaan lees daaroor, dan dink ek hulle sal nie 'n brosjure kan skryf wat my gaan oortuig om daar vakansie te gaan hou nie. Die plek word deur die mense wat daar bly die wildernis genoem. En die rede daarvoor is omdat dit groot stukke is met baie skerp kalksteenheuwels, so dis klipharde grond, dis nie 'n woestyn soos wat ons die Nabbe woestyn sal ken nie, dis klipharde grond wat in sulke skerp klipheuwels opgaan boontoe. Wanneer dit somer is, reën dit glad nie daar nie, hulle het nie somerreënval nie. En op 'n lekker warm dag kan dit tussen 35 en 50 grade Celsius binne in daardie woestyngebied word. Nou ek wil vir u so of so sê nie, maar as dit 50 grade Celsius is, dan moet ek dood neerval, want ek dink nie ek sal dit maak nie. Ek dink ek sweet so ek sal 'n klein swembad maak waar ek staan. Maar 50 grade Celsius op hierdie klipharde, droë gebied. As 'n mens daardeur beweeg, en ek gaan nou sê, die beweeg is ook nie maklik nie, maar as 'n mens daardeur beweeg, dan moet jy seker maak dat ergens op jou roete daar 'n waterbron is. Want as jy nie by daardie waterbron kan uitkom nie,
dan sal jy doodgaan in die woestyn, in die wildernis. Dis 'n verskriklike, ongenadige plek. Dis ook die wildernis genoem, omdat dit huis was vir baie wilde diere. Daar was leeu's, hyenas, slange, allerlei wilde diere wat 'n mens nie verwag nie. In die Bybel is daar 7 keer gevalle neergeskryf waar iemand deur 'n leeu opgevreet is terwyl hy in hierdie gebied geloop het. Dis 'n verskriklike plek. In die winter raak dit weer ijskoud. Maar die probleem in die winter is nie die koue nie, dis die reën. Ek weet nie of jy al gesien het hoe reën dit in 'n woestyngebied nie, maar dit is kurkdroog vir maande. En dan die volgende oomblik is dit asof hulle al die krane in die hemel oopdraai en alles kom gelyk neer op daardie plek. Dit raak so erg dat dit amper riviere vorm wat afbeweeg na die dooie see toe. As 'n mens gaan kyk na die geografie, is Bethlehem hier bo gebou en die dooie see hieronder. En hierdie gedeelte in die middel, dis die wildernis. En nou reën dit hier op die koppie en al daai waters kom in hierdie groot rivierstrome en dit beweeg af na die dooie see toe. En dit het nou al so deur daardie land beweeg oor die jare wat Bethlehem daar is, al van die begin af, het die waters al so beweeg dat dit wadies gevorm het. Nou die wadies is 'n woord wat hulle gebruik, en dit verwys na hierdie diep klowe wat dit gevorm het. Amper soos 'n rivier, maar 'n baie diep rivier waarvan die water opdroog na die winterseisoen. En hierdie klowe, hierdie wadies, maak dan nou amper soos 'n doolhoof. Ken jy daardie woord? 'n doolhoof, 'n maze in Engels, nee. Waarin 'n mens nou moet loop, paadjies waarin jy jouself baie maklik vas kan laat vang, grotte en skeure en allerlei gebiede met hierdie skerp klippe. Van hierdie wadies is so diep dat die son nooit daar skyn nie. Die heuwels langs die kante is so skerp sodat daar die hele dag skaduwee daar aan die onderkant is. En dit gaan sin maak as ons later in die Psalm praat oor die dal van doodskaduwee. Maar dan is dit hierdie gebied. Nou die natuurlewe en die groenigheid in hierdie gebied is baie skaars. As Dawid die woord groen weivelde gebruik, in die oorspronklike Hebreëus is dit die woord nava. Nou nava, dit klink amper soos 'n wal wat 'n mens ry, maar 'n nava verwys na hierdie fyn groen gras. Nou hierdie groen weivelde is nie die lowergroen gras van die Vrystaat nie. Dis dun, fyn grasies wat daardeur die harde aarde uitkom en opskiet. En dan leef dit in die wintertye, net na hierdie groot reëns, vir net 'n paar weke, en dan is dit weg. Van daar af moet die skape en die beeste maar leef op sekere gebiede waar hulle nou vir hulle lucerne en dinge geplant het, en ander plekke waar hulle dan nou vir hulle sulke droë bossies kry waarin hulle nou maar kan pesel. Maar die groen weivelde, daardie, ek wil amper sê, lekkerny, kry 'n mens net na die winter vir 'n paar weke. En dis nie op die hele gebied nie. So 'n persoon wat na hierdie plekke gesoek het, moes presies geweet het waar hierdie groen weivelde is. 'n Gewone mens en 'n skaap op sy eie sal in sy lewe nooit groen weivelde kan vind nie. Maar 'n bekwame herder, 'n ou wat geweet het hoe die weer gewerk het, wat die temperature en die reëns en al daardie dinge dop kon hou en die land goed geken het geweet dat as ek op hierdie stadium van die jaar na hierdie plek toe gaan, dan sal daar groen weivelde wees, hierdie lekkerny vir my skape om van te gaan pesel. En dan skryf Dawid, die Here is my herder, na groen weivelde, na waar lei hy my heen. En na hy groen weivelde sê Dawid, laat die Here my neerlê. Nou daai neerlê is in sigself iets om oor te gesels, want kyk, 'n skaap is 'n baie vreemde dier. Ek het so 'n bietjie gaan kyk en hulle het op 'n stadium navorsing gedoen wat ek dink effens skreeu snaaks en effens wreed is, maar hulle het skape se stresvlak gaan toets. So hulle het 'n skaap gevat en hulle het hom met allerlei masjiene op hom gekoppel, dat hulle nou sy breingolwe en sy hartritme en sy bloeddruk en sy puls en al daai dinge kan meet, en dan het hulle hom nou aan verskillende omgewings blootgestel om te kyk hoe stres 'n skaap. Nou hulle het bevind dat skape
van die diere in hierdie wêreld is wat die meeste stres oor al die ander diere. Hy stres so erg dat as jy hom skrik genoeg maak, dan raak hy stokstyf en hy val om en hy kan nie weer opstaan voordat hy nie kalmeer het nie. 'n Skaap is 'n verskriklike interessante dier. Hy weier om te gaan slaap as sy omstandighede nie reg is nie. Hulle sal vir 5 tot 6 dae lank wakker bly as daar 'n bekleierery in die trop is. So as 2 van die ramme teen mekaar kop stamp, dan slaap hulle eenvoudig nie. As daar te veel vlee in die gebied is, dan slaap hulle eenvoudig nie. As daar 'n gevaar is, hulle ruik dalk 'n leeu of daar was dalk 'n luiperd of 'n groot skrik vroeër, dan slaap hulle nie. Al wanneer hierdie skape slaap, is wanneer hulle ten volle gerus en vreedsaam voel. Nou skryf Dawid: Die Here laat my neerlê in groen weivelde. Wat beteken dit? Wat Dawid hier besig is om van te praat, is 'n vrede en 'n voorsiening wat alle verstand te bowe gaan. Dis onmenslik vir 'n skaap, of ek miskien sê onskaaplik, maar dis onmenslik dat 'n skaap op sy eie ooit groen weivelde sou kry. Dis 'n lekkerny wat eenvoudig nie vir 'n dier soos 'n skaap beskore is nie. Dis onmenslik om te dink dat 'n skaap, wanneer hy hierdie groen weivelde gekry het, dat hy daar genoeg vrede sal kan vind in daardie oopte om te kan gaan neerlê. Maar soveel is sy vertroue in sy herder, dat hy vrede vind in die groen weivelde. En ek het baie gaan dink oor wat hierdie vrede beteken. Jy sien, hierdie vrede waarvan Dawid dan nou skryf, as hy praat van die skape wat gaan lê in die groen weivelde, is nie die vrede wat die wêreld vir ons bied nie. Jy sien, die wêreld wil vir ons kom leer dat 'n mens waarlik vrede het wanneer al jou probleme opgelos is. Die wêreld wil vir ons kom sê, jy het vrede wanneer die politiek ophou om soos die politikuste nou maar is aan te gaan. Die wêreld wil sê, as my gesondheid net uitgesorteer is, as my finansies net uitgesorteer is, as die bekleierery wat ek het met my familie en my werk en my kollegas en my vriende, as al daardie probleempies wat ek het uitgesorteer is, dan sal jy vrede hê. En die waarheid daarvan is, ek het nog nooit 'n mens ontmoet sonder probleme nie. So dan sal mens nooit 'n mens ontmoet sonder met vrede nie. Die wêreld bied vir party mense tydelike vrede. Hulle soek vrede in ontvlugting en in vermaak. Hulle hou hulle self besig en hulle gaan op vakansies en hulle doen al hierdie wonderlike dinge en daar's niks fout met dit nie, maar dit bied net vir ons tydelike vrede. Die vrede wat Psalm 23 aanbied is nie daardie tipe vrede nie. Jy sien, die skaap skryf nie hier dat die herder hom uit hierdie omstandighede uitvat nie. Die herder laai nie sy skape spreekwoordelik nou op 'n vragskip en bring hulle Suid-Afrika toe, sodat hulle hier in die glowergroen velde kan kom hardloop van die Vrystaat nie. Hulle is nog steeds in die woestyn. Hulle is nog steeds daar waar daar gevare en probleme en droogte en hitte en waters is. Maar hulle het vrede, want die herder is daar. Hulle vertroue in die Here is so groot, dat maak nie saak waar hulle is nie. Hulle vrede ervaar. Wat sê die Here Jesus in Johannes 14 vers 27? Hy skryf: Vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek aan julle. Nie soos die wêreld gee ek aan julle nie. Laat julle hart nie ontsteld word of bang wees nie. My vrede gee ek aan julle, nie soos die wêreld gee ek nie. Met ander woorde, nie net 'n wapenstilstand nie, nie net 'n tydelike vrede nie, maar hierdie onmenslike, onverstaanbare vrede wat skape sal laat lê in groen weivelde vind ek by die Here. En hoekom het ek hierdie vrede? Omdat my probleme opgelos is? Nee. Maar omdat dit wel is, ja, wel is met my siel. Jy sien, hierdie versies verstaan ek baie mooi as ek dink aan daardie lied, dit is wel met my siel. Die skrywer van daardie lied, hy het 'n vreeslike snaakse naam, maar die skrywer van daardie lied se dogters is al 4 van hulle in 'n skripwrak verdrink.
En toe hy gegaan het om sy vrou te gaan haal, die enigste oorblywende persoon van sy gesin, het hy op sy eie vragskip verby daardie plek gery waar sy dogters verdrink het. En toe hy daar verby ry, toe skryf hy daardie liedse woorde. As smarte my dreig te verniel, dit is wel met my siel, want by die Here het hy 'n innerlike vrede. Dat maak nie saak wat op hierdie aarde met hom gebeur nie. Maak nie saak watter teëspoed hy teekom nie. Maak nie saak of hy alles verloor soos Job nie. Maak nie saak of hy in die tronk beland soos Josef nie. Maak nie saak of hy alles verloor en konstant in stryd is soos Moses nie. Dit is wel met sy siel, want die herder is daar. Verootmoediging vanoggend is om te begin besef dat ons vrede nie lê in ons gemak en in ons probleemloosheid nie, maar in ons vertroue dat die Here in beheer is en dat hy 'n goeie herder is. Dat al verstaan ons nie wat op hierdie stadium in ons lewens besig is om te gebeur nie, al verstaan ons nie waarom die Here sekere dinge toelaat nie, al verstaan ons nie die spanning en die stres en al hierdie dinge wat besig is om ons neer te druk nie, dat ons kan rus, want hy is daar, hy is in beheer. Probleme sal ons altyd hê. In Matteus 6 vers 34 sê die Here Jesus, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg aan sy eie kwaad. Daar's genoeg probleme vir vandag en vir môre, tot die dag dat jy jou laaste asem uitblaas. Maar vrede is nie die afwesigheid van probleme nie. Dis die aanwesigheid van die herder. Dis om te sê, maak nie saak wat 'n roofdiere vir my kom nie, ek kan rustig lê in hierdie weivelde, want die herder is hier. Maak nie saak hoe lank hierdie groen grasies gaan hou nie, dit maak nie saak nie, die herder is hier. Maak nie saak of ek genoeg of te min of te veel het nie, die herder is hier. Johannes 16 vers 33, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. En hoor wat is die volgende gedeelte, in die wêreld sal julle verdrukking hê. Dis nie 'n belofte dat dit sal goed gaan nie. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld reeds oorwin. Vrede is in die sak, is in die hand van die herder. Soek die herder, volg die herder, as jy vrede in jou lewe kort kom. Daar's baie mense wat na vrede soek, meer as enigiets in hulle lewens. Hulle lewens is 'n warboel van probleme en spanning en stres en uitdagings, en dit voel vir hulle asof daar 'n berg op hulle kom lê het en hulle sal nooit daarvan ontsnap nie, en dit voel asof daar net geen vrede ooit beskikbaar is nie. As jy vrede soek, volg die herder. Luister na sy stem. Gee môre se probleme en oormôre se probleme in sy hande en sê, Here, lei my net vandag. Leer my net vandag wat ek moet vra, wat ek moet bid, waarheen ek moet gaan. Wys my net my volgende tree, want my werk is nie om vooruit te hardloop na die groen weivelde nie. My werk is net om te volg. Leer my volg. Leer my luister. Want ek het 'n begeerte na hierdie vrede. As ek vandag vir u moet vra, wie van u het 'n brandende begeerte om die vrede van die Here te ervaar, dan is daar baie wat sal antwoord. En die antwoord is maklik, volg die Here, doen wat hy sê. As u sy kind is, as u sy skaap is, dan het u reeds sy stem gehoor. U weet reeds wat die volgende stap is. Volg sy stem. Die tweede gedagte, ek gaan vinnig maak. Lei na die na stille waters. Die herderspad lei na stille waters. Ek lees
Jesaja 49 vers 10 wat sê, hulle sal geen honger en geen dors hê nie, en die woestyn gloed, en die son sal hulle nie steek nie, want die ontfermer sal hulle lei en hulle saggies aanbring by die fonteine van water. Nou kyk, 'n skaap is baie snaaks gebou, dit wil ek omtrent net vir julle sê. En een van die uitdagings wat 'n skaap het, is dat sy pakkie waarmee hy rondloop, sy wollerigheid, dit vir hom nou nog moeiliker maak om te oorleef. In die somer loop hy met 'n trui aan sy lyf. Met ander woorde, hy raak baie vinnig hitte uitgeput, hy raak baie vinnig dors, hy raak baie vinnig moeg, dit raak baie vinnig swaar as dit sweet, en dit maak dit baie moeilik vir hierdie skaap om dit te kan doen. U kan nou dink as jy die Sasolburg marathon in 'n trui moet gaan hardloop, of in 2 truie, dit gaan nie maklik wees nie. Die ander kant van die saak is ongelukkig ook waar. Daardie wolpakkie wat hy aan het, maak van 'n skaap een van die swakste swemmers wat jy in jou lewe teëgekom het. Jy kan nou verbeel as jy in die see moet staan en jy moet uitswem, maar jy het 'n vol denim en 2 truie aan. Dit gaan dit nie maklik maak nie. En sy pote is ook nou nog kort en sy nek ook, so wanneer hy moet water drink, dan moet hy dit hier by sy voete doen. En as hy nou wil gaan water drink in die rivier, dan gebeur dit baie keer so, dat daai skaap, as hy by die rivier kom en hy drink water, dan gly hy in die modder of op 'n klip, en dan sit net die bietjie van daai wol wat moet nat raak, dan is daai skaap in die rivier weggesleep in die water, en hy het geen kans om weer daar uit te kom nie. So wat die gevolg daarvan is, skape is baie skrikkerig vir vinnig vloeiende water. Hulle kom nie sommer naby 'n rivier nie. Inteendeel, wetenskaplikes het al bepaal dat 'n skaap, as hy 'n keuse moet hê tussen 'n vuil modderpoeltjie langs die rivier en die rivierwater, gaan hy eerder die poeltjie modderwater gaan drink as die rivierwater. Vreeslike vreemde dier. En nou wat hulle in daardie tyd gedoen het, die herders, as hulle nou nie by 'n put was en hulle kon water uitskep vir hierdie skape nie, as hulle by een van die paar riviere wat daar was gekom het hulle dan nou klippe gevat, en dan het hulle daai klippe nou so in 'n halfmaan rondom die rivier gaan gooi, totdat dit nou lekker hoog opgestapel was, en die vinnig vloeiende water het dan nou so half ingekom, maar binne in hierdie poeltjie wat hulle gemaak het, was daar stille waters. En die woord in Hebreëus wat hulle gebruik het om hierdie stille waters, hierdie voorsiening te beskryf, is die woord wat Dawid gebruik as hy sê, na stille waters lei hy my heen. En nou as ek daaraan dink, dan dink ek dadelik aan die vrou wat die Here Jesus in die woestyn by die put ontmoet het. Ken jy die storie in Johannes 4? Daar kom 'n vrou, sy het 'n donker verlede. Kom sy by 'n put aan en die Here Jesus wag daar vir haar. En dan het hulle 'n vreeslike vreemde gesprek. Die Here Jesus sê vir haar, vrou, gee vir my water om te drink. En sy is in die gesig gevat, want hy's 'n man en hy's 'n Jood. En nou praat hy met haar, 'n vrou en 'n Samaritaan. En sy sê, my Heer, weet jy nie met wie jy praat nie? En in elk geval, ek het nie eers 'n skepding om vir jou iets te gee om te kan drink nie, want julle deel mos nie met ons skorrelgoed nie. Julle sou as daar 'n Samaritaan by julle kom werk het in die tuin, ook sy koppie en sy bord onder die wasbak gebeer het. Julle deel mos nie met ons, so hoe gaan ek nou vir jou iets gee? Sy is so 'n bietjie sarkasties. En die Here Jesus sê, vrou, as jy geweet het, sou jy my gevra het en ek sou vir jou lewende water gegee het. En sy probeer die onderwerp verander en sy sê vir die Here Jesus, waar moet ek offer? Moet ek in Jerusalem offer of moet ek op die berg Hermon offer? Want is 2 plekke waaroor die Samaritane en die Jode gestry het. En Jesus antwoord daar, hy sê, elkeen wat van hierdie water, van hierdie put drink, sal weer dors kry. Weet jy wat sê hy vir haar? Hy sê vir haar, julle offer hier of op Hermon, dit maak nie saak nie, maar julle offer en julle moet aanhou om te offer, want daardie offers wat julle bring is nooit genoeg nie. Hy sê, maar as jy my gevra het ek jou lewende water gegee. Met ander woorde, jy sou 1 keer hiervan hoef te drink. En wat sê, dit sal in jou word soos 'n fontein van lewende water. Jy sal nooit weer dors kry nie. Waarvan praat hy daar? Hy praat van sy offer wat hy sou bring, die finale, die groot offer, die lewendmakende offer. Wanneer Dawid sê die Here lei hom na stille waters, dan praat hy van lewe wat die Here vir hom gee, geestelike
fisiese lewe. Wat Dawid hier besig is om te sê, is dat sy geluk, sy vrede, sy hele lewe by die Here is. En dat hy die vervulling daarvan net kan vind as hy die herder volg. As jy in jou lewe is en jy ervaar nie die vervulling van die Here nie. Jy voel jou lewe het geen doel of geen rigting nie. Jy voel jou geestelike lewe is stagnant, dit groei nie. Jy het hierdie begeerte om die Here beter te dien, beter te ken, maar jy weet nie hoe om dit reg te kry nie. Jy bly geestelik, jy bly dalk fisies dors. Die antwoord is presies dieselfde. Volg die herder. Loop agter hom aan. Ek sluit af. My liewe vriende, vanoggend roep die Here jou om hom te volg. Ons raak maklik so skape wat afdwaal. Ons het die Here dalk aangeneem as ons herder. Ons het erken en sê, ja Here, ek is 'n skaap, U is die herder, maar ergens, somewhere along the line, het ons opgehou om hom te volg. En vandat ons opgehou het om hom te volg, sit ons met hierdie leemtes in ons lewens. 'n gebrek aan vrede, 'n gebrek aan lewe. Die Here kom nooi jou vanoggend, volg my. Loop agter hom aan, luister na sy stem. Dis hoekom hy jou herder is. Hy gaan jou nie lei na plekke waar daar net vir jou verwoesting en slagting wag nie. Hy self sê, ek is die goeie herder, ek is nie die skelm wat deur die vensters inkom nie, ek is nie die een wat kom om te slag en te verwoes nie, dis die sonde, dis die een wat julle so maklik partykeer volg. Hy sê, volg my en ek sal jou vat na waters waar daar rus is, na groen weivelde. Ons is baie keer moedeloos en desperaat en dan wil ons na die Here toe gaan en ons wil sê, Here, hoekom het ek nie vrede in my lewe nie? Here, hoekom ervaar ek nie hierdie geestelike lewe nie? Here, hoekom werk dinge nie uit in my lewe nie? Maar as ons gaan kyk, as ons gaan eerlik wees met onsself, sal ons moet erken, ons het lankal opgehou om te luister. Ons het ons eie kop begin volg, ons het self probeer besluit. Volg die herder. Jy kan nie op sy pad loop as jy op jou eie loop nie. Nee. Jy moet agter hom aanloop. Die Here lê hierdie boodskap swaar op my hart vanoggend. En ek wil U regtig mooi vra, pleit by U. As daar iets is in jou lewe, as daar 'n snaar is waaraan die Here nou werk, 'n rigting waarin hy jou nou wil stuur, waarteen jy geskop het, volg die Here, vertrou die herder, want dis al hoe jy sal vrede hê. Dis al hoe jy sal lewe hê. Die Here wil jou voed, is dit nie wonderlik nie? Hy sien uit om jou te vat na waters waar daar is. Hy wil vir jou met opgewondenheid die groen weivelde gaan wys. Maar hy is nie die tipe herder wat agter jou gaan staan en op jou gaan skree nie. Hy is die tipe herder wat voor jou uitstap en jou roep. Hy roep jou vanoggend. Volg hom. Kom ons bid saam. Here, leer my volg. Leer my die roepstem hoor. Maak duidelik in my hart die pad wat ek moet gaan, die tree wat ek moet tree. Wys my die weg. Want ons is honger na die groen weivelde. Ons is dors vir die waters van rus. Lei my, Here, want ek wil volg. Amen.
Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en Herder, die gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met u elkeen, totdat ons ewig wy in sy lande. Amen.